Goeiemôre liewe geloofsfamilie, ek hoop en vertrou dat dit met ieder en elkeen in die besonder in hierdie kwesbare tyd baie goed gaan. Die Here beloof ons in sy woord en hy sê dat daar waar een of twee in sy naam bymekaar kom, daar is hy ook. En daarom is my gebed vir jou ook vandag is dat jy iets van die teenwoordigheid van God, van Jesus sal beleef, tasbaar, voelbaar en ook hier. Ek wil jou uitnooi om sommer daar waar jy dalk in jou studeerkamer sit, daar waar jy in jou sitkamer sit, saam met jou familie sit, net vir 'n oomblik jou oë toe te maak en saam met my te bid. Gees van die waarheid, U woon hier in ons. Maak ons gehoorsaam, getrou aan U woord. Gees van die lewe, kom, maak ons weer nuut. Rig ons gedagtes en denke na bo. Gee ons die klop van die Vader se hart en leer ons die klank van sy stem. Bring ons tot rus in die Vader se hand en hou ons vir altyd by hom. Gees van die waarheid, gee krag vir die kind. Maak ons getuie in liefde en hoop. Gees van vernuwing, vervul ons vandag en stort asseblief al U gawes opnuut in ons hart. Amen. OK, 'n groot vraag vandag. So 'n bietjie van 'n gewigtige of 'n swaar vraag en ek wil hê dat jy dit so ver as moontlik vanoggend probeer eerlik beantwoord. Voel jy waardig? Voel jy raak gesien, geag en voel jy erken? Wie bepaal jou waardigheid of wat bepaal jou waardigheid? Word jou waardigheid dalk bepaal deur die klere wat jy aan het? Word jou waardigheid dalk bepaal deur die vriende of die mense saam wie jy kuier, sosialiseer of soos die jong mense sê uithang? Of word jou waardigheid bepaal deur die kar of die bakkie wat jy ry of die huis waar binne jy bly? Wat of wie bepaal jou waardigheid en hoe sien jy jouself vandag? Kinders en kinderstories vertel ons eintlik so baie oor onsself en ook oor die manier hoe ons onsself sien. In Toy Story 4 maak 'n dogtertjie met die naam Bonnie vir haar 'n nuwe speelding met die naam Forky. En die fantastiese hiervan is sy maak letterlik vir Forky uit gemors uit. Maar dan, wanneer sy hom klaar gemaak het, doen sy iets merkwaardig. Sy skryf haar naam op hom as bewys dat hy aan haar behoort. Maar die interessante ding van Forky is, hy sien nie eintlik sy eie waarde raak nie. En hy sien ook nie die waarde raak wat hy vir Bonnie het nie, die een wat hom gemaak het nie. En as gevolg daarvan wil klein Forky net heeltyd in die asblik klim, want volgens hom en die manier hoe hy homself sien en ag, is hy net gemors, rommelstatus, niks werd nie en onwaardig. Ek dink as ons eerlik is met onsself vanoggend, dink ek ons voel ook baie keer net soos Forky, nê? Dalk reflekteer dit ook in jou verhouding met God vanoggend. Dat jy dalk soos Forky teenoor Bonnie voel soos wat jy teenoor God voel. Dalk nie goed genoeg nie en onwaardig. Het jy al gaan dink oor die waarde wat jy vir God het? Want jy sien die manier hoe ons na onsself kyk, sê ook en vertel ook ten diepste iets van die manier hoe ons ook in 'n verhouding met God lewe. Hoe jy na jouself kyk, vertel iets van die verhouding wat jy ook het met God. As jy werklik iets wil sien of leer van die hart wat Jesus het vir mense, dan is die Johannes Evangelie so duidelik daaroor. Want in Johannes Evangelie lees ons eintlik dwars deur Jesus se hart vir mense. En daarom ook vanoggend gaan ons Johannes 15 vers 16 lees. Luister gou hierna. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies
en julle aangestel om vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle ook al gee, wat julle ook al in my naam vra. Wow, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. Vir Jesus is jy waardig genoeg. Ek het jou uitgekies. En dan gaan Jesus verder en hy verduidelik en hy sê, ek het jou aangestel om vrugte te dra, vrugte wat sal hou. Toe ek op laerskool was, het ons pauses allerhande games en speletjies op die gras gaan speel van die skoolterrein. Speletjies soos handjie tennis, touch rugby, ringe rosies en allerhande speletjies. En dan gewoonlik tydens hierdie speletjies was daar spankapteine gewees. Partykeer selfgenomineerde spankapteine. En wat hierdie twee spankapteine dan sou gedoen het, hulle sou dan kinders of mense gekies het wie hulle as belangrik, as waardig ag om ook in hulle spanne te kan wees. En gewoonlik, die kinders wat eerste gekies was die seentjies of die dogtertjies wat die vinnigste, die sterkste, die slimste en ook die beste was. Dit was die kinders of die mense wat eerste gekies was, want die spankaptein het iets binne in hulle gesien wat waardig is vir hulle span. En ek kan myself amper half nie help om te dink aan die kinders wat altyd laaste gekies was nie. Ek onthou hierdie een seentjie en hierdie dogtertjie sy gesigsuitdrukking so duidelik toe hulle eintlik daar laaste gestaan en gebly het totdat almal om hulle eerste gekies was. Daar gesigsuitdrukking van verwagting, van teleurstelling. Ek is nie genoeg nie, ek is nie waardig nie. Ek dink as mense maak dit eintlik nogals bietjie seer wanneer ons laaste gekies word, is dit nie? Wanneer ons nie geag of waardig gesien word nie. En dalk is jy vanoggend in 'n situasie in jou eie huisgesin waar jy nie raak gesien word vir die persoon wie jy is nie. Dalk is jy in 'n toksiese, destruktiewe verhouding waar jou man of jou vrou of jou kind of jou ma of jou pa jou nie waardig sien nie. Dalk is jy vanoggend 'n slagoffer van jou eie denke oor die manier hoe jy eintlik na jou self kyk. In Johannes Evangelie kom Jesus duidelik en hy sê vir ons, ek het jou uitgekies. Jy het my nie uitgekies nie, maar ek het jou uitgekies en aangestel om vrugte te dra, vrugte wat sal hou. En toe ek hierdie lees, toe besef ek een ding, daar lê so 'n groot stuk vryheid, vryspraak, losmaking, die oomblik wanneer ek anders ook na myself begin kyk. Myself sien as waardig vir God, vir Jesus. Mag jy vandag al hoe meer groei in die bewussyn in om jouself deur Jesus se oë te kan sien. En te kan weet en ervaar dat jy nie net 'n generiese gedaante is wat generies in mekaar inpas nie, maar dat jy waardig is vir Jesus. Soveel so dat Genesis ons vertel dat God sy eie asem, sy gees, sy ruach in jou ingeblaas het. God, Jesus, die Heilige Gees, ag jou waardig. En ag jou waardig nie oor wie jy is en wat jy doen, oor jou godsdienstigheid of vroom gesprekkies nie. Jesus ag jou waardig die feit dat hy Jesus is. Is dit nie fantasties nie? Mag dit jou vandag bybly inspireer, sodat jy ook daar buite die vrugte sal dra wat sal hou. Vrede en liefde vir julle. And all of a sudden, I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us, oh, oh, how he loves us. How he loves us, oh.
is jealous for me. Love's like a hurricane, I am a tree.